Familie en vriende, jy kan dalk net so staan en dalk 'n spasie in die skaduwee ook kry. Ek besef dit gaan dalk 'n bietjie warm raak. Dit gaan nie lank wees nie. Ek wil u bemoedig met 'n besondere gedeelte uit die parafrase Bybel, die boodskapvertaling. 2 Korintiërs 4, laaste gedeelte, of so eentjie in hoofstuk 5. Hoor hierdie ander perspektief, wanneer ons 'n keuse maak om by die bron van hoop moed te skep. Paulus skryf, hy sê, daar is 'n rede hoekom swaar kry, ons nie onderkry nie. Nee, ons het 'n toekoms. Ons swaar kry is niks in vergelyking met alles wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Ek het nie genoeg woorde om dit vir julle te beskryf hoe wonderlik dit sal wees nie. Ons staar ons glad nie blind teen alles wat hier met ons gebeur nie. Nee, ons kyk by al ons probleme en teenslae verby. Ons oog is op God se wêreld ingestel. Dit wat ons vandag sien is in elk geval môre nie meer daar nie. Hier hou niks vir ewig nie. Al wat bestaan is God se nuwe wêreld. Natuurlik sien ons dit nog nie nou nie, maar ons weet, ons is op pad soontoe. Wanneer ons eendag doodgaan, ja, wanneer ons liggaam soos 'n tent opgevou word en in die grond weggebêre word, is dit nie klaar met ons nie. Gelukkig nie. Dan begin die lewe eers. Want dan kry ons 'n splinter nuwe hemelse liggaam by God. Die almagtige God het in sy alwysheid toegelaat dat Erneste Samuel Burger uit hierdie lewe weggeneem word. Terwyl sy tydelike liggaam bestem was vir verrassing, hou ons vas aan die belofte in die woord waar Jesus beloof, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Daarom doen ons dit vandag in die vaste hoop op die opstanding tot die ewige lewe deur Jesus Christus, dat sy volgelinge se aardse liggaam sal verander en vernuwe om gelykvormig te word aan die nuwe wat hy vir ons beloof volgens die kragtige werking waardeur hy alles aan homself onderwerp. Kom ons bid saam. Here, dankie dat wanneer ons vandag by hierdie geleentheid en hierdie formaliteit is, dankie dat ons weet, ons met groot waardering en respek die stoffelike oorskot kan hanteer, maar ook kan weet, ons kyk verby dit. Want dis nie die herinneringe nie, en dis uiteindelik ook net vir ons 'n verwysingspunt en 'n belofte na die nuwe wat voorlê. Ons kom eer u vir oupa Ernie se nagedagtenis. Dankie vir sy inspirasie. En dankie dat terwyl ons vandag kom by 'n hartseer vereers afskeid, dankie dat daar die vooruitsig is van die volmaakte vir altyd lewe wat voorlê wanneer ons in u gesterwe het. En Vader, ek kom bid dat u vir elkeen van ons sommer net weer in hierdie oomblikke sal herinner aan die groter prentjie, die breër perspektief, en daarmee saam mag u Gees daardie woorde in ons bewussyn laat herklink wanneer u vir ons sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, wees sterk, wees vasberade, want ek is met jou. Dankie dat ons weet, u gaan saam met ons Heilige Gees, u wat ons trooster is. Dankie dat ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees hierdie stoffelike oorskot van afskeid mag neem, maar daarmee saam ook mag uitsien na die nuwe wat voorlê. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Amen. Terwyl ons vir Jacques vra om vir ons die kussie in die nis te plaas, herinner Paulus vir ons, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. So wie en wat kan teen ons wees? Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Lyding of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei, en die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Amen. En nou 'n geleentheid kry, nadat die nis geplaas is, dan ook hier by die houer verby te kom, en daar die blom, vorm 'n nuwe ryker, as 'n huldeblyk van waardering vir die nagedagtenis van oupa
wel in die se lewe. Dankie maar.